Wat 'n mooi gepaste manier om so in die erediens in te kom. Baie dankie aan die mannegroep wat saam met Engelet werk en wat deur hierdie hele erediens ons gaan verryk en ons gaan begelei met hulle stemme, met hulle gawes en talente. Daar is die name op die bord soos wat dit verskyn. Dis die lede van die mannegroep, party van ons gemeente en party van buite. Dis ouens wat al die hele rukkie lank hard werk en oefen om vanaand hierdie besondere bydrae te lewer in die erediens, en ons sê vir hulle baie dankie vir die moeite wat hulle gedoen het, ook saam met Engelet vir dit wat vanaand gaan gebeur, maar ook die res van die naweek. Môreoggend 8:30 is weer 'n erediens. Ons het iets baie besonders waar ons 'n cellist het, iemand wat cello speel, Susan Meton, wat net so wonderlik is en baie besondere bydrae aan ons erediens gaan lewer. En dan ook Sondagoggend weer 8:30 het ons weer 'n erediens. Vol Paasnaweek wat vir ons voorlê. Ons is dankbaar dat ons dit so kan hê. Hartlik welkom by hierdie erediens, broers en susters. Hartlik welkom ook aan almal wat inskakel op die uitsending van hierdie diens. Mag dit so wees dat die Here ons elkeen ryklik seën, dat hy ons opbou in ons geloof. Ons wil graag wat ons nagmaal betref, want ons het gedurende die diens ook nagmaal, soos julle kan sien, die tafel is reeds voorberei hiervoor, wil ons graag almal wat nou nie lidmate van ons gemeente is nie, van ander gemeentes af, hartlik uitnooi om saam met ons nagmaal te vier. Ons het 'n beleid by ons gemeente dat die nagmaal is vir belydende lidmate. As jy van 'n ander gemeente afkom en jy is 'n lewende lidmaat en jy is nie onder tug nie, dan is jy hartlik welkom om ook saam nagmaal te vier vanaand. Die nagmaalreëlings is sodat ons meerendeels die brood en die wyn wat daar in die voorportaal is, gaan gebruik. En as jy nou nie vir jou brood en wyn gevat het nie en jy wil dit nou doen, dan is daar geleentheid, so nie. Net nou wanneer ons nagmaal vier, gaan daar weer geleentheid wees. Maar ons het dus dan meerendeels dan kelkies wat ons gebruik. Maar hier is ook 'n beker hier op die tafel, so as daar iemand is wat graag die beker wil gebruik, dan ek sal net nou weer vra, dan kan jy net so 'n aanduiding gee met 'n hand opsteek, en dan die ouderling wat saam met my daar sit, broer Alwyn, sal dan seker maak dat die beker by uitkom. En wat die brood betref, dink ek het almal daarom op hierdie stadium brood. Ons gaan net seker maak dat ons vir die mannegroep ook uitdeel net nou. En dan is ons reëling so dat ons nie maar net elkeen begin eet en die wyn drink nie, maar dat ons wag vir mekaar, en soos wat ek dan met die woorde sê en dit ook wys hier by die tafel, dan eet ons saam aan die brood, en as ek die woorde sê en dit wys by die tafel, dan drink ons ook saam aan die wyn. Mag die Here ons ook ryklik seën in ons viering van die nagmaal saam met die hele erediens. Dan wil ek net dit sê, ons program môreoggend 8:30, ons erediens is eintlik so bietjie soos 'n program. Jy sal sien, ons gaan nie baie soos 'n seremoniemeester sê, dit gaan nou gebeur en dat gaan gebeur, dit gaan meestal 'n bietjie rol, soos wat dit op die skerm verskyn. Ons sien baie uit daarna. En dan gaan ons ook so 'n bietjie met ligte speel, met lig en donker. En hopelik gaan Eskom ons nie forceer om goed te doen wat ons nie wil doen nie. Maar as dit gebeur, het ons daarom 'n kragopwekker, en ek dink ons behoort daarom reg te kom daarmee. Ons hulp is in die naam van die Here. Hy is die een wat hemel en aarde gemaak het,
en hy bly getrou tot in ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Liewe broer en suster, verstaan jy nog die betekenis van Paasfees? Verstaan jy nog wat dit is wat ons Here Jesus kom doen het, wat ons in hierdie naweek vier, en verstaan jy hoekom hy dit gedoen het? Jesaja het lank terug geprofeteer, en ons lees in hoofstuk 53, vers 1 tot 5, dat Jesaja sê, wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin raak sien? Die dienaar, en as dit die Messias waarna hy verwys, die dienaar was soos 'n loot wat voor die Here uitspruit, soos 'n plant wat wortel skiet in droë grond. Hy het nie die skoonheid of pragt gehad dat ons na hom sou kyk nie die voorkoms dat ons van hom sou hou nie. Hy was verag en deur die mense verstoot, 'n man van lyding wat pyn geken het, iemand vir wie die mense die gesig wegdraai. Hy was verag, ons het hom nie gereken nie. Tog het hy ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as iemand gestraf word, deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor. Oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Lank reeds het Jesaja dit geprofeteer. Daar sal iemand kom, iemand wat nederig en sonder aansien die sondes van die wêreld sou dra. Hy sou verbrysel word vir ons sondes. Hy sou die straf dra sodat daar vir ons vrede sou kom. Hy sou verskriklike wonde hê, hy sou geslaan word, hy sou gepynig word, hy sou verag word, hy sou onbeskryflike lyding en worsteling verduur, die angste van die hel tot in die dood toe. En dit alles sodat ons genesing en verlossing en vergifnis kan hê. In Jesaja se tyd het hulle nie verstaan wat hy sê nie. In die Nuwe Testamentiese tyd het die meeste van die Jode nie verstaan wat Jesaja gesê het en geprofeteer het nie. Sy disippels het lank geneem om dit te verstaan. En jy, verstaan jy dit? Lied 393 beeld iets hiervan uit. Kom ons sing dit saam. En daarna gaan sit ons, dan luister ons hoe die mannegroep nog 'n lied vir ons sing. Jesus,
En dit waaroor Jesaja geprofeteer het, het waar geword. Die Messias het gekom, die dienaar, die verlosser, die seun van God, hy het mens geword. En toe hy 30 jaar oud geword het, het sy werk begin. En hy het ook baie duidelik gemaak waarvoor hy gekom het en wat die uiteinde sou wees. Ons lees dat Matteus vertel in hoofstuk 16 wat Jesus gesê het. Vanaf vers 21 van 12 het Jesus dit vir sy disippels duidelik begin stel dat hy Jerusalem toe moet gaan en baie moet ly onder die familiehoofde, die priesterhoofde en die skrifgeleerdes en dat hy doodgemaak moet word en op die 3de dag uit die dood opgewek moet word. Jesus het dit reguit gesê, duidelik. En sy disippels het nie mooi verstaan nie. En toe die oomblik aanbreek, daar in die nag in Getsemane, daar die donderdagnag, toe het hulle eilings die donkertes ingevlug, want hulle was bang, hulle het nie verstaan nie. Jesus het geweet wat kom. Hy het geweet, dit is waarvoor hy sou mens word en aarde toe kom. En hy was vasbeslote om dit einduit vol te hou. Dis die enigste manier waar die mens verlos kon word en die skepping, die totale skepping verlos kon word van die nimmer eindigende gevolge van die sondeval. Die disippels het nie verstaan nie. Verstaan ek en jy dit? Dat dit lyding was, dat dit vernedering was, dat dit verskriklik was. Dit waarvoor Jesus ja gesê het. In Lied 391 gaan ons nou 4 verse van Psalm sing. Vervul, o Heer, my hart met stille wyding. En daarna gaan ons weer sit en dan gaan ons nou nog 'n teksgedeelte kyk en saam daaroor nadink.
Die Jode het nie verstaan nie. Die disippels het lank geneem voordat hulle werklik verstaan het. Verstaan ek en jy? Verstaan ons hoe geweldig dit is dat Jesus willens en wetens gekom het? Dat hy alles vrywillig gedoen het. Paulus skryf aangrypend hieroor in sy brief aan die gemeente in Filippi, die Filippense brief. Hoofstuk 2 vers 5 tot 8. Hy sê dieselfde gesindheid moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op God gelyke wyse nie beskou as iets waaraan hy moes vasklem nie, maar uit homself verneder, deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het, het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Is geweldig. Jesus is God. Johannes skryf dit in sy evangelie, hoofstuk 1. Hy sê in die begin was die woord daar en die woord was by God en die woord was God self. Hy was reeds in die begin by God, alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe. En die lewe was die lig vir die mense en die lig skyn in die duisternis en die duisternis kon dit nie uitdoof nie, want hy is God. Jesus is deel van God drie-enig, Vader, Seun, Heilige Gees, hy is die Seun van God. Maar hy laat sy regte, sy voorregte, sy eer vrywillig gaan. Hy gryp nie vas daaraan, sê Paulus, soos wanneer ons vasgryp aan iets wat vir ons waardevol is. Hy laat dit gaan. Gewillig, doelbewus, terwyl hy presies weet wat dit beteken en wat dit vir hom inhou. Ons sê hy maak homself leeg van die regte, die voorregte, die eer wat hy as seun van God het. Want hy word mens en hy word slaaf. Hy onderwerp hom aan die raadsplan van die Vader. Hy gee sy onbeskryflike rykdomme wat hy as God het, gee hy op. En kyk maar, hier op aarde besit hy niks. En hy kan enige oomblik sy vyande van die aardbol af wegvee, maar hy kies om dit nie te doen nie. Hy word 'n slaaf. En hierdie slaaf is nie soos 'n kledingstuk wat jy kan uittrek en dan weer aantrek nie. Die Griekse woord wat hier gebruik word is die woord morphe, wat beteken hy het werklik in alle opsigte slaaf geword, gehoorsame slaaf. Dink net, hy is die enigste persoon wat ooit nog op aarde geleef het, wat die volste reg het om alles te hê, om op alles aanspraak te maak, want dis syne. Hy het dit gemaak. Hy is God. Maar hy kies om 'n nederige slaaf te word, om niks te hê nie. En hy leen om te kan lewe en sy werk op aarde te kan klaarmaak. Hy leen 'n plek om gebore te kan word. Hy leen slaapplek, hy het nie huis nie, hy sê dit self, as hy met sy bedieningswerk begin. Hy leen by geleentheid 'n boot, om na die oorkant van die meer toe te vaar. Hy leen 'n rydier, 'n donkie, wanneer hy triomfantlik in Jerusalem as koning ingaan. Hy leen 'n bokamer, om die laaste Pasga te vier, en die nagmaal in te stel, op die donderdag aand. Hy leen 'n graf, om in neergelê te word by sy dood. Slaaf. Geen voorregte nie, geen voordele nie. Hy is God. En tog op aarde het hy feitelik niks. Maar is hy wat as slaaf almal bedien. Hy is volledig God, maar hy is ook volledig mens. Hy word gebore as 'n mens. Hy word ouer soos enige mens. Hy leer soos enige mens. Hy het 'n menslike liggaam soos ek en jy.
Hy beleef die lewe soos ons dit beleef. Hy het ook hartseer, hy het ook swaar kry, hy het lyding, hy het pyn, hy het dors, hy het honger, hy het seer. En hy beleef die dood. Hy voel al die gevolge van die sondeval aan sy eie lyf, hoewel hy nooit enige sonde gehad het of ooit sal hê nie. En hy lyk soos 'n mens. Dis duidelik, as ons die evangelies lees, almal in sy tyd sien hom en herken hom as 'n mens. Dink net, wat 'n vernedering is dit nie. Niemand herken hom as God nie. Al wat hulle sien is die mens. Selfs onder sy eie disippels het dit lank gevat voordat Petrus kon bely, maar U is die Christus, die Seun van God. Sy eie mense herken hom nie. Hulle skel hom uit. Johannes 8, lees ons hulle sê, jy's 'n Samaritaan. Dit was een van die ergste skelwoorde wat hulle kon gebruik. Jy's besete van die duiwel. Johannes 6 sê party, ag, is maar net Josef en Maria se seun, niks spesiaal nie. Maar net 'n mens. Hy is God, maar hy word soos 'n gewone mens behandel. Hy is God, maar hy word soos 'n slaaf behandel. Hy is God, maar hy word soos 'n krimineel behandel. Hy kon enige tyd gesê het, dis nou genoeg. Maar hy het nie. Nie daardie donderdagnag in Getsemane nie. Nie by die onregverdige verhoor wat die hele nag plaasgevind het nie. Nie toe hy gegesel is, toe hy gemartel is nie. Nie toe hy halfnaak en bebloed sy kruis moes dra tussen die skares deur op pad Golgotha toe nie. Nie toe hy gekruisig is nie. Nie in sy laaste oomblikke aan die kruis nie. Tot in die dood toe was hy getrou aan sy Vader en die verlossingsplan waarvoor hy gekom het. En dit was nie maar net 'n gewone dood wat ons Here Jesus gesterf het nie. Dit was die dood aan die kruis, seker een van die gruwelikste en mees barbaarse maniere om iemand te martel en dood te maak. Dis die Perse wat dit uitgedink het en dis die Romeine wat dit by hulle oorgeneem het. En dit was nie net om iemand te martel en dood te maak, dit was ook om iemand te verneder. En daarbij het almal geweet, dis die vervloeking van die Here self, en dit staan so in Deuteronomium 21, wanneer iemand tereggestel word vir 'n oortreding wat die doodstraf verdien, en jy hang hom aan 'n paal op, staan daar, mag sy lijk nie die nag daarom bly hang nie, want wie opgehang word is deur God vervloek. Jy mag nie die land wat deur die Here jou God aan jou as besitting gegee is, verontreinig nie. Vervloek aan 'n kruishout. Daar waar ek en jy moes gehang het, met die vervloeking oor ons sondes. Is geweldig. Is geweldig. Dink ons nog daaraan, gereeld, nie net op Paasfees nie. God, die skepper van alles wat daar is, sy seun Jesus Christus word volledig mens. Hy daal af, hy word volledig deel van sy eie skepping. Hy beleef die gevolge van die sondeval. Hy asem die pestdamp van die sonde in. Hy doen dit gewillig. Hy verneder homself. Hy leef in hierdie stikkendheid, hy voel dit aan sy eie lyf, terwille van ons. Hy betaal daarvoor in ons plek, ons, wat dit glad nie verdien nie. Ons, sê Paulus, wat die vyande van God op daardie stadium is. Daar was verskeie momente wat Jesus waarskynlik met reg sou kon sê, hierdie mense verdien dit nie. Hoekom doen ek dit vir hulle? Hulle verstaan nie waartoe ek gaan nie, hulle gee nie om nie. Ek gaan maar ophou.
maar hy het nie. Gewillig het hy end uit volgehou. As dit vandag was, as een van ons die verlossingswerk van die Messias sou moes uitdink, sou dit waarskynlik as die volgende gelyk het. Gebore in 'n paleis, pragt en praal, 'n internasionaal bekende persoonlikheid op sosiale media. Van jongs af begin hy kontak maak met die magtiges en die meningsvormers in hierdie wêreld. Het net die beste onderrig, net die beste teologiese opleiding, omring met 'n span formidabele leiers en meningsvormers. En hy oorwin, en hy doen sy werk sonder vernedering, sonder onreg, sonder marteling, sonder 'n doodsvonnis. Dis waarskynlik hoe 'n menslike plan sou werk. Maar weet jy, dan was niemand gered nie. Nie ek of jy of enige ander mens op aarde nie. Want God se plan is anders. Binne die ekonomie van die verlossingsplan van God moet daar betaal word. 'n Onberekenbare hoë prys. En dan moet betaal word deur die een wat oortree het, deur die mens. Maar die mens kan nie. En daarom staan Jesus vrywillig in vir my en jou. Hy verneder homself tot in die dood toe, want dit is wat gevra word. Dis die prys wat hy moet betaal. Want ons kan nie. Dis wat nodig is vir my en jou verlossing. En dis hoekom Paasfees ons so diep raak. Vandag en môre, die res van die naweek, dank ons die Here. Ons dank ons Here Jesus dat hy hierdie verlossingsplan deurgevoer het. Ons staan verstom en verbuister oor wat dit gekos het om ons te verlos. Ons loof en prys en aanbid ons Here Jesus as ons verlosser, wat nie geskroom het om homself te verneder en mens te word en slaaf te word, en wat dit vrywillig gedoen het, want dit alleen het ons verlossing moontlik gemaak. Volledig mens en God tegelykertyd, maar mens sonder sonde. En as God het hy die sonde, die dood en die bose triomfantlik oorwin. Hoe geweldig is dit nie? En wat 'n genade vir jou en my en elkeen wat glo. Amen. Terwyl ons nadink oor dit wat die Here ons in sy woord leer, gaan ons nou luister na die mannegroep wat 'n lied sing, When Jesus Wept. En wanneer hulle daarmee klaar is, gaan ons oor om nagmaal te vier.
Ons dink vir 'n oomblik na oor wat dit beteken om nagmaal te vier. Dit het ons Here Jesus op daardie donderdagnag vir die eerste keer ingestel het en wat hy ook die opdrag vir ons gegee het dat ons dit gereeld moet gebruik tot sy gedagtenis. Wat is nagmaal? Wat doen ons? Ons bely dat die heilige nagmaal deur ons Here Jesus Christus ingestel is om ons voortdurend aan sy kruisdood en sodoende aan die vergifnis van ons sondes te herinner, waardeur ons geloof versterk word op weg na die voltooide koninkryk van God en die bruilofsmaal van die Lam. Om met 'n oop gemoed en regte gesindheid die nagmaal te vier, moet ons onsself vooraf diepgaande ondersoek en ware berou toon oor ons sondige aard en ons sondige dade wat ons elke dag nog in ons gedagtes, woorde en dade het. Ons moet besef dat elkeen wat liefdeloos, selfsugtig en aanstootlik lewe, geen deel het in die ryk van Christus nie. Slegs hulle wat deur die genade van die Heilige Gees van harte berou het oor hulle sondes en opreg begeer om volgens die wil van God te lewe, kan seker wees dat God hulle in genade aanneem en laat deel aan die weldade van die maaltyd van die Here. Die doel van die nagmaal is om ons voortdurend te herinner aan die bittere kruisdood van Jesus Christus, waar hy die bose magte oorwin het, ons sondes vergewe is, ons met God versoen is en ons verhouding met God herstel is. Die kruisoffer van Christus is die enigste grondslag van ons saligheid, van ons verlossing. Daardeur het hy ook vir ons die lewendmakende Gees verwerf, deur wie ons met Christus en met mekaar op 'n innige wyse verbind is. In elke nagmaal herinner ons ook daaraan dat Jesus Christus as gasheer persoonlik by die nagmaal deur sy Gees teenwoordig wil wees en dat hy so in ons woning wil maak en ons na sy beeld vernuwe. Elke nagmaal herinner ons verder ook aan die komende Christus, hy wat kom, wat eenmaal terugkeer om alles hier tot volëinding te bring, waar God alles vir almal sal wees. En daarom, as ons vanaand die brood eet en die wyn drink, dink ons in besonder aan ons Here Jesus Christus, aan hom as die gekruisigde, die verhoogde, die teenwoordige en die komende Christus. Ons vier sy maaltyd elke keer met groot vreugde en in groot dankbaarheid totdat hy weer kom om die lewendes en die dooies te oordeel en 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde aanbreek. Ons dank God vir sy groot genade wat hy in Christus aan ons bewys het en dat hy ons deur sy Gees tot 'n nuwe lewe opwek. Kom ons bid nou saam terwyl ons so bly sit. Barmhartige God en Vader, ons dankie dat ons die troostryke gebeurtenis van u Seun Jesus Christus se bittere dood mag gedenk. Ons bid u gee deur die Heilige Gees opregte vertroue in ons hart, om ons al meer aan u Seun oor te gee, sodat ons met hom die hemelse brood verkoop word en nie meer in sondes nie, maar in hom mag lewe. Verseker ons dat u ons genadige Vader is en ons u kinders en erfgename. Help ons om onsself te verloon, ons heiland te bely en met verlange te wag op sy terugkoms, wanneer hy ons in ewigheid na hom sal neem. Verhoor ons, o God en barmhartige Vader, om Jesus ontwil. Amen. Terwyl die tafel nou gereed gemaak word en almal in die banke ook gereed maak om die nagmaal te kan vier, luister ons nou na nog 'n item van die mannegroep, Per Cruce.
Terwyl ons hulle kans gee om net hulle kelkies op te kry, is daar iemand wat dalk van die beker wil gebruik maak wanneer ons nou nagmaal vier? Ek sien nie iemand nie. Goed, dankie. Dankie, Jacques. Geliefdes, verhef nou julle harte tot Jesus Christus, ons voorspraak aan die regterhand van ons hemelse Vader, en wees verseker dat die Heilige Gees jou net so seker met Jesus se liggaam en bloed versterk, as wat jy nou die tekens van brood en wyn tot sy gedagtenis ontvang. Die brood wat ons breek, is die gemeenskap met die liggaam van Christus. Neem, eet, dink daaraan en glo dat die liggaam van ons Here Jesus gebreek is tot volkome versoening van al ons sondes. Die wyn wat ons uitgiet, is die gemeenskap met die bloed van Christus. Neem dit, drink dit, dink daaraan en glo, dat die bloed van ons Here Jesus vergiet is, tot volkome versoening van al ons sondes. Terwyl ons so bly sit, kom ons bid nou saam. Here, ons wil U lof verkondig. Met alles wat in ons is, wil ons U heilige naam verheerlik. Ons wil U prys, ons wil U goeie dade nie vergeet nie, want U vergewe al ons sondes. U genees al ons siektes. U verlos ons van die dood. U bekroon ons met liefde en medelee. U is barmhartig en genadig, U is geduldig en vol onfeilbare liefde. U sal ons nie voortdurend aankla of vir altyd kwaad wees nie. U straf ons nie vir ons sondes nie, U vergeld ons nie volgens ons oortredings nie. Want so ver soos die hemel van die aarde af is, so groot is U onfeilbare liefde teenoor ons wat U dien. So ver as die ooste is van die weste, so verwyder U ons oortredings van ons af. Ja, soos 'n vader hom ontferm oor sy kinders, so ontferm U oor elkeen wat U dien. Ons weet en glo, U het U eie seun nie gespaar nie, maar hom vir ons almal oorgegee en ons alles uit genade met hom geskenk. En daarom sal ons mond en hart U lof verkondig, o Here, van nou af tot in ewigheid. Nou, ons dank U vir die diep betekenis van Paasfees. Ons dank U dat U seun vrywillig homself verneder het terwille van ons, en dat hy end uit volgehou het. Ons bid, Here, maak ons ook nederig, maak ons dankbaar, maak ons diensbaar, dat ons al hoe meer soos U seun sal wees, in 'n wêreld wat al hoe minder soos U seun wil wees. Wees met hulle wat swaar kry, hulle wat worstel, hulle wat onreg beleef, hulle wat bang is, bang vir aanvalle van bose mense, bang vir natuurrampe wat kan losbars, bang vir
al die swaar kry in die lewe, hulle wat 'n inkomste verloor het, hulle wat 'n huis verloor het, hulle wat 'n toekoms verloor het, hier in ons land, in KwaZulu-Natal, in Oos-Europa, in die Oekraïne, en soveel ander plekke in hierdie wêreld. Hou elkeen vas, gee nuwe hoop, gee troos, gee uitkoms, gee die sekerheid dat u nie weg is nie, dat u nie vergeet nie, dat u by elkeen van die kinders is, en hou ons vas, Here, wees ons genadig. Dankie vir die voorspoed en al die seëninge wat ons kan beleef, maar bo alles, dankie vir die verlossing in en deur u Seun, Jesus Christus. Dankie vir die vergifnis wat u ons gee, wat ons niks van verdien nie. Dankie vir die nuwe lewe wat u nou aan ons gee. Dankie vir die ewige lewe wat ons weet, onkeerbaar aan die kom is. Amen. Kom ons sing nou as ons gesamentlike gebed die Onse Vader. Bly maar vir 'n oomblik staan by die kruis en die graf, weet ons, het dit nie geëindig nie. Ons is nie die bejammeringswaardigste van alle mense nie, sê Paulus. Nee, ons is meer as oorwinnaars. Ons het nie 'n verlosser wat doodgemaak is en niks meer daarna nie. Hy het opgestaan uit die dood op die 3de dag. Dit vier ons weer hierdie naweek. En daarom het Paulus nie net geëindig by ons teksgedeelte by vers 8 nie. Hy skryf verder vers 9 tot 11. Kyk daar op die skerm. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. Hoe geweldig. En so word ons elkeen nou met die seën van die Here uitgestuur. Ontvang dit, maak dit jou eie deur die amen daarna saam te sing, en volg dan die mannegroep. Hulle gaan begin om Amazing Grace te neer nadat ons klaar amen gesing het, en dan gaan hulle uitstap uit die kerkgebou uit,
en kom ons volg hulle in alle erns, soos wat hulle uitstap. Geliefdes, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle almal wees. Amen.